Wat is jou verwagting? Wat is die hoop binnekant jou? Is jy hooploos? Met ander woorde, jy het nie meer hoop vir die dag van môre of jou toekoms nie. Karring jy maar net aan, saam met die stroom. Wat is jou verwagting vir môre? Waarin lê jou hoop? So ruk terug as ek besig, juis met hierdie ding van my hoop is in God gefestig. Weet jy, die psalmskrywer sê, ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde geskaap het. Ekskuus, nou struikel ek hier so oor my woorde. En ek gaan staan stil by hierdie ding, en ek weet God is altyd daar, ek weet God voorsien. God sal ons nooit begewe, hy sal ons nooit verlaat nie. Weet, niks wat op ons pad kom, is te groot vir God om nie saam met ons te hanteer nie. Maar nou is ek besig met hierdie ding en hierdie studie wat ek mee besig is, en hierdie liedjie gaan deur my kop. Never failed me yet, never failed me yet, Jesus Christ has never failed me yet. Weet my nou, terwyl ek hom sing, is dit asof hierdie ding my tref, van, is dit wat ek verwag van die Here, en hoor mooi, daar's niks fout met die liedjie nie, dit is 'n baie mooi liedjie, maar dadelik, koppel ek die woord yet vir myself, en dan is daar 'n negatiewe konnotasie aan die woord yet. Met ander woorde, ek kyk uit daarna in my eie woorde, né? Ek kyk uit daarna van, Jesus het my nie teleurgestel nie, en omgeskakel in Afrikaans, nog nie. So is dit dat ek uitsien daarna, God, die Here gaan my nie teleurstel nie, nog nie. Is dit wat ek dan oor myself spreek, om te sê, ek verwag die Here gaan goeie dinge vir my doen. Ek verwag dat daar hulp is vir my toekoms. Maar een of ander tyd, weet daai nog nie ding, een of ander tyd gaan hy my teleurstel, net so wat almal my teleurstel. Want kom ons face dit nou, mense stel ons teleur, en daarom is dit so belangrik, dat ons oë nie gefestig op mense moet wees nie, maar op God. Want God sal ons nie teleurstel nie. Maar hier sing ek hierdie liedjie, never failed me yet. En daai yet kom slaan vas my. Wat is my verwagting dan? Is dit iets van, ek verwag dat, ek weet God gaan my nie teleurstel nie, maar ek verwag dat een of ander tyd, net soos wat almal my teleurstel, gaan God my ook teleurstel. Hoor wat sê die beskrywings van verwagting. Verwagting sê hy, verwagting is 'n gevoel van afwagting en 'n vertroue in God se toekomstige optrede en sy beloftes oor jou lewe. Verlede week gaan ek ondergrond. En by ons, moet jy weet, by ons is dit 'n verskriklike nat skag. So jy kan nie net ondergrond gaan met nie gewone PPE en jou overall en boots en whatever nie, want daar's verskriklike modder. Die modder kom regtig tot by jou knie soos wat jy loop. En soos wat jy by die cage afgaan, is dit net water. En terwyl ons so afgaan, moet elke ou 'n reënjas saam met hom hê. So hierdie reënjas is van ons wit, maar ek gaan dit dan gou vir jou verduidelik. Nou staan ons in daai cage, en die cage dink ek maak voorsiening omtrent vir 23 mense. Nou moet jy jouself verbeel, ons staan na 23 mense wat so staan. Ons staan net so. En almal kyk kop onderste bo, ons kan nie boontoe kyk nie. Ons kyk net so, want as jy boontoe kyk of jy probeer met die ou langs jou praat, dan is dit net water. Jy hou jou moue toe, jy hou jou hande toe, laat daar nie water deurkom nie, hou jou gesig toe nog so, jou koplampie is hier, maar jy kan nie gebruik nie, want jou hoed maak jou koplampie toe, so dit is 'n pikdonker cage. En hier so staan ons, 21 mense, en ek is die kleinste van hulle almal, want almal is hierdie groot mans, en die safety offer wat saam met my gaan, die vrou, weet ons almal staan daar, en jy word regtig verdring, en almal kyk net af. En hierdie jasse wat ons oorrompel, en weet ons almal maak gereed vir die ergste. En toe ek besig is daar so, en ek sit in hierdie cage, of ek staan in hierdie cage, en ek dink, toe besef ek maar, is dit nie hoeveel ons as mens rondloop nie. Weet, ons weet daar kom moeilikheid op die pad. Ons berei onsself voor vir dit wat voor lê. En ons trek al hierdie beskerming aan. Ons sê ons trek die wapenrusting van God aan om ons te beskerm. Maar dit is waar ons fokus bly. Ons kan nie opkyk nie, ons kan net die mooi van die dinge rondom ons raak sien nie. Nie dat daar enigiets mooi is in 'n skag nie, maar ons kan nie die mooi dinge rondom ons raak sien, want ons gaan so gefokus
Weet so, deur 'n perspektief van die lewe wat ons probeer onsself mens beskerm, ons kyk net af, weet ons wil nie hê enigiets moet ons stres nie, maar ons vat nie daai kanse in die lewe wat God vir ons gee nie, want ons sien net hierdie een ding waartoe ons moet gaan. En hoor wat sê Markus 11 vers 23 tot 24, hy sê, want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo wat hy sê, sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal kry, en julle sal dit verkry. En hierdie gedeelte, is dit net 'n ding wat die laaste paar weke net in my hart kom broei. Here, maar beteken dit alles wat ek gevra, gaan ek net kry? Hierdie skrif sê nee, hierdie skrif sê nie juist dit nie, hy sê, alles wat jy in gebed vra, wat in die wil van die Here is, dit sal jy verkry. Met ander woorde, ek moet op my knie bly, ek moet naby aan die Here bly, want hy gaan obviously, gaan hy vir my wys, my kind, dit is jy kan my nie vra vir 'n 2 miljoen rand se kar, dit gaan nie werk nie, jy kan nie 'n 2 miljoen rand se kar vra, as jy weet, jy kan net 10.000 rand se kar bekostig. Want maak nie saak hoe die Here gaan voorsien nie, as dit buite my beheer is, as ek nie daai salaris verdien nie, hoe gaan ek dit kry? Nou, mense gaan seker maar van my verskil, maar ons kan nou nie vra vir stupid goed, wat ons weet, ons nie regtig nodig het nie. My pastoor sê altyd, ja, God always meets our needs, not our greeds, en dit is so waar. Maar hierso kom ek, en daar's 'n gedeelte in die skrif wat sê, die hoop staan nie beskaam nie. En as ek 'n bietjie gaan oplees, wat beteken die woord van hoop? Hy sê, om met hoop en opregte begeerte uit te sien aan dit wat God vir jou gaan doen. Dit is wat daai verwagting is. Dit is daai verwagting van, ek weet God gaan vir my voorsien. Dit is 'n verwagting wat 'n hoop en 'n opregte begeerte is, waarmee ek uitsien na dit wat God vir my gaan doen. Dit is 'n vertroue in God, om te weet, dat niks vir God onmoontlik is nie, en dat hy jou nie in die steek sal laat nie. Vandag wil ek regtig om vra, waarin is jou hoop? Is jou hoop regtig in God? Of is jou hoop op mense? Is jou oë op mense? Dit van God kom ontmoet ons op die plek van ons verwagting. Daai plek wat ons hoop. Maak ons daai hoop, maak ons daai diepste hartste begeertes bekend aan die Here in gebed. Ja, die Here ken jou hart, maar maak jy dit bekend aan hom in gebed. Gaan raak jy stil by hom en vra regtig opreg, Here, wat is dit wat U van my wil hê? Here, ek het hierdie ding nodig. Here, maak vir my die deure oop wat geen mens kan toemaak nie. Daar's 'n skrywer wat sê dat hoop ons die vermoë gee om deur die storm te kyk en die uitkoms raak te sien, want daar is 'n verwagting wat ons motiveer. Wat is dit wat jou motiveer in die lewe? As ek gaan kyk wat sê die skrif verder, hy sê, want geloof is 'n vaste vertroue in die dinge wat ons nie kan sien nie. En dit is jy waar daai hoop ding op inkom, né? Ons hoop is in Christus. En omdat ons hoop in Christus is, het ons 'n wolk van beskerming om ons. Ons het 'n cloak of glory around us. Jy weet, daai ding wat ons sterk maak, daai ding wat ons geloof net meer en meer maak in die Here. Dit gee ons hoop. Dit beteken dat môre, ek weet ek kan sien vir môre, en ek het dit al baie gesê, want dit is iets van my die laaste tyd regtig sterk op my hart lê van, waar is my hoop? Ek kyk rondom my en ek sien soveel mense wat hoop verlore is. Mense wat hooploos is, nie hopeloos nie, want hopeloos beteken of iets anders, maar mense wat hooploos is. Mense wat net so deur die lewe gaan. Hulle sien al hierdie dinge rondom hulle gebeur en hulle gaan net kop onderste bo deur die lewe en hulle sien nie meer die mooi dinge raak nie. Hulle sien nie meer die beloftes raak wat die Here vir hulle inhou nie, want hulle probeer hulle self so beskerm en baie keer ons as Christen is presies dieselfde. Ons as kinders van die Here is presies dieselfde. Weet ons wil ons sê ek wil myself toetrek, ek wil afsy van ander mense af, want ek lewe nie vir mense nie, ek lewe vir die Here, en ek wil nie meer betrokke raak by ander mense se probleme nie, want probleme kom altyd na my kant toe. Maar wat is dit wat die Here van ons verwag? Die Here wil hê ons moet uitreik en betrokke wees.
En daar wil jy daai geloofstap neem met die hoop dat God gaan vir jou voorsien. Met daai hoop wat nie beskaam staan in 'n God van die onmoontlike. Daai hoop, weet, want God is 'n God van hoop, liefde en vrede en krag en vreugde en liefde. Weet dan, God wil dit alles vir jou gee. Waarin is jou hoop? Waarna kyk jy uit? Kyk jy vas teen iemand wat jou mee deurtrek met ding? Kyk jy vas teen die bank wat jy nou vir jou lening moet gee vir 'n ding? Kyk jy vas teen jou werkgewer of is jou hoop in jou werkgewer vir net bietjie 'n verligting van daai skuld van jou? Miskien sal hy net 'n bietjie bonus gee. Waarin is jou hoop? Hoop jy op mense of hoop jy in God? Is jou verwagting regtig daar wat jy kan sê, ek vertrou volkome op God. Ek weet, God maak alles moontlik. Ek weet, God voorsien. Hy maak vir my deure oop. Ek weet my verwagting. Ek het 'n verwagting dat God meer en meer dinge vir my gaan gee, as wat ek selfs kan hoop of droom. Want God sê in sy woord, ek weet wat ek vir julle beplan. 'n Toekoms van hoop, 'n hoopvolle toekoms, wat hy vir ons beplan. En daarom weet ek vandag, en ek weet ek is nie die enigste een wat baie keer so voel nie, nou. Ek weet ek is nie die enigste een wat sê, o my aarde, ek verwag dat hierdie in my nou weer gaan teleurstel. Want baie keer is dit wat ons doen. Ons sê, ons vertrou, ons maak staat op mense. Maar ek verwag, want omdat hierdie ou nou hoeveel keer vir my gelieg het, omdat hierdie persoon al my hoeveel keer teleurgestel het en my verkeerd en my reg bewys het om te sê, hierdie ouetjie gaan my op nommer 99 teleurstel net wanneer ek hom die nodigste het, of my skedules gaan nie reg deurkom nie, of my werk gaan nie betyds deurkom nie, my kind mag dit dalk nie maak nie, jy weet, want my kind leer nie hard genoeg nie, weet, ons stel daai verwagting in mense, ons stel ons hoop op mense en ons verwag dat hulle ons gaan teleurstel. En is dit wat ons verwag van God ook af? Weet, as ek weer dink aan hierdie liedjie, never failed me yet. Ek weet God kan die onmoontlike doen, maar tog verwag ek, soos wat ek van mense rondom my verwag, gaan hulle my een of ander tyd teleurstel, dink ek dieselfde van God. Dan wil ek weer eens weer sê, God is nie 'n mens wat sal lieg nie. Hy dink aan jou. Hy wil net die beste vir jou hê. So kom vandag met vrymoedigheid na die Here toe en kom sê net, yes Lord, here I am. Met alles wat binne my is en kom verklaar jou afhanklikheid van die Here. En as jy besef vandag dat jy ook verkeerd maak, dat jou vlak van verwagting is hieronder, terwyl jy weet, jy's 'n bloedgewaste kind van God. En omdat jy 'n bloedgewaste kind van God is, hoef jy nie meer tevrede te wees met die broodkrummels nie. Jy hoef nie meer tevrede te wees net om aan die soem van sy kleed te raak nie. Want God het soveel meer in stoor vir jou. Hy wil vir jou 'n toekoms vol hoop gee. Maar jy het nodig om te groei in die hoop wat jy het in Christus.